Dankie Here vir die voorreg, Here, dankie vir elkeen wat hier is, Here. Here, U wil nog steeds ontmoeting hê met elkeen van ons vandag. Here, dankie vir die voorreg, Here. Dankie ook vir elke persoon wat hierdie kanaal kyk en ook ons ondersteun daarso. Here, ek vra werklik waar dat U net met ons sal wees en saam met ons sal wees. Soos ons in die maand inbeweeg van om lig te wees en om U kinders te wees, Here. Dankie vir die genade en liefde. Dit is my gebed in Jesus naam. Amen. Welkom aan elkeen. Dit is 'n voorreg. Ons het 'n hele klomp mensies wat siek is, so ons sal ook gebedsversoeke vir hulle opsit. So, ek wou prakties gemaak het met kersse, maar ek's bietjie ongeluksvol, so ek sal heel moontlik iets afgebrand het. Ek het al amper my huis afgebrand, so so ek het 'n ander manier hoe ek die boodskap wil lewer. So vandag bring ek 'n handskoen, so dis 'n spotgoed skoonmaak handskoen. Nou, ons kry verskillende handskoene, jou werkershandskoen, jou tuinhandskoene, jou winterhandskoene, jou skottelgoed handskoen. So voor ons afskop wil ek dit vergelyk as ons as die instrument en die Here as die hand. So dit is net 'n praktiese voorstel hoe om na dit te kyk en hoe om na jou eie lewe te kyk. So ons kan kyk, dis nou net my hand, maar ons sê nou in 'n voorbeeld dis die Here se hand en ons is die handskoen. So ons het geen doel soos wat ons so staan nie, maar sodra ons die handskoen aansit, het hy funksie. So dan kan hy beweeg, kan hy hom gebruik, kan hy sy doel uitleef. So dis die prakties wat ek daar uitvolbring is. Sorry, hy is bietjie. Daar's hy. So dis die prakties wat ek wil uitbring is, ons is instrumente, ons is die lig en niemand fokus ons op die lig. So ons moet werklik vir die Here die hand in ons lewens toelaat, ons as die handskoen toelaat om deur ons te werk, ons te gebruik. Die Here is tog die een wat die funksie toeëinde. En wat ek wou doen met die kersse ook was, 'n kers op sy eie sonder 'n vlam is nutteloosheid, geen doel nie. So ons moet werklik waar daai nut in die Here berus en daai nut in die Here vind. So ons gaan afskop met 'n skrifgedeelte 1 Timoteus 6 vers 11. Maar jy, o mens van God, vlug van hierdie dinge en jaag na geregtigheid, godsaligheid, geloof, liefde, volharding, sagmoedigheid. Dis vir my iets wat nog altyd uitstaan, en soos ek met iemand praat wat by die kerk was, ek probeer altyd uitreik na mense wat in die gemeente was en probeer kontak hou. Soos ek met hierdie persoon praat, sê hy ook vir my, hy is soos hy is, en ek sê vir die persoon, wees wie jy is. Mens moet altyd by die kerk welkom voel. So het ek al stories gehoor van boemelare of prostituie wat in kerke loop en dan skop die kerk hulle uit. Ek voel nie dis wat die kerk moet verteenwoordig nie. Ons moet die plek wees vir die gebrokenes. Elke stoel hierso het 'n plek, 'n sitplek vir wie ook al, wat ook al. En ons moet daai verwelkomende lig wees. En dis wat vir my die mooi illustrasie van lig is lig skyn. Lig vra nie permissie nie. Lig skyn net, lig is net en oorweldig die duisternis. Ons hoef nie verskoning te vra vir die lewe wat ons in Christus leef nie. Ons hoef nie verskoning te vra vir die fondasie en die geloof wat ons het in die Here nie. So as daar sê 'n prostituut of 'n boemelaar in die kerk loop, ons as gemeente wil daai persoon oop arms ontvang. En dis die voorbeeld wat ons moet stel en dit is wat ons moet wees. Ons moet gegrond wees in ons Bybel en ons geloof. So 2 Timoteus 3 vers 16 tot 17 leer ons, die hele skrif is deur God ingegee
en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot regstelling, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. So die Here wil in ons die goeie toelaat, die Here wil die goeie werk, ons almal kom kort, ons almal kort die Here in ons lewens. Ons moet net, en wat vir my altyd mooi is, die beste illustrasie om 'n vlam te verduidelik, is soos 'n veldbrand. Daai droë gras, dit vat net een klein vuurtjie om daai hele veld te oorheers, om daai hele hitte te maak, om daai hele oomblik moontlik te maak. En dis wat die Here in ons lewens wil doen. Jy hoef net ietsie kleins te doen. Koop vir jou ou brood, wat vir 'n brood vra. Ja, jy kry ouens wat probeer voordeel uit dit trek uit jou en hulle pak sommer die hele trolley vol en sit sommer chops in en sit sommer 'n 6 liter melk, maar jy ken nie daai persoon se nood nie, maar ek het al met verskillende mense gewerk waar jy een ou brood en is vir hom genoeg. En dis daai klein taakies wat tel. So ons kan onsself sien as 'n kers, maar ons kan ander aansteek wat nie die vlam het nie. So wees getrou en sterk in sy genade. Wees dan jy, my seun, sterk in die genade wat Christus Jesus is. So ons kan vanuit God se krag lewe. So die kers is nie die vlam self nie, maar dit maak dit moontlik. Net soos die hand met die handskoen. Die hand het nie regtig die handskoen nodig nie, maar die hand maak die handskoen nuttig. Net soos wat die vlam die kers nuttig maak. Ons gaan kyk na 1 Timoteus 4 vers 12. Niemand mag jou jeug minag nie, maar wees 'n voorbeeld vir die gelowiges in woord, in wandel, in liefde, in gees, in geloof, in reinheid. Jy moet ander kan inspireer met jou lewe. Mense moet weet wie en wat jy is. Mense moet weet jy's 'n kind van die Here. Mense moet weet jy is 'n lig daar buite. En ons moet ons geluk en ons blydskap in die Here vind. Ons mense kyk, mense hou jou dop. Mense kyk wat jy doen. Mense kyk ook gereeld wat die pastoor doen of 'n kind van die Here as die mense hou mens dop. En dis belangrik die voorbeeld wat ons stel. Matteus 5 vers 14. Julle is die lig van die wêreld. 'n Stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. So ons staan half so uit. Jy kan ook 'n praktiese bladsy vat, 'n wit bladsy. En as jy 'n swart kolletjie maak op daai wit bladsy, die eerste ding as jy daai papier vir enigiemand wys, die eerste ding wat enigiemand gaan sien is daai swart kolletjie. En dis hoe ons uitstaan vir die Here. Dit is daar op daai swart kolletjie op die wit papier, maar ons staan uit. Maak nie saak nie. As jy die kind van die Here is, staan jy outomaties uit. En dis daai aksie wat ons moet oorvat, daai veldbrand wat ons moet oorvat om daai verskil te maak vir die Here. Ons moet leef as kinders van die lig. Efesiërs 5 vers 8 sê vir ons, want vroeër was julle duisternis, maar nou is julle lig in die Here. Wandel soos kinders van die lig. Dis vir my wat spesiaal is. En dis wat vir my uitstaan. Ons almal was duisternis. Ons almal was nie waardig nie, maar die Here het klaar in ons geplant om ons volle potensiaal te lewe, om daai vlam te kan dra. Dis 'n belofte vir elkeen van ons. Dis die belofte wat die Here vir ons het. Filippense 2 vers 15 leer vir ons, sodat julle onberuslik en opreg kan wees, kinders van God, sonder gebrek te midde van 'n krom en 'n verdraaide geslag, sonder wie julle skyn soos ligte in die wêreld. Dis vir my 'n mooi basis waarna ons kan kyk. Ek voel die huidige tydlyn wat ons in leef. Die mense is verlore. Die mense sukkel met hulle identiteit. Mense weet nie wie en wat hulle wil wees nie. Dit is
snaaks om te sien, ek verstaan dit nie, maar dis die tyd wat ons in lewe, en is 'n tyd soos nou, wat ons rigting in die Here moet kry. Die Here is ons rigting, die Here gee die lig. As jy in 'n donker kamer staan en ons geen lig nie, jy weet letterlik nie wat om jou aangaan nie. En dis hoekom ons die Here in ons lewens kort, om ons verstand te gee. As jy daai klein kersie aansteek, kan jy begin uitmaak wat in die donker kamer aangaan. Jy kan begin uitmaak, iets is aan die gang nou. Jy kan sien wat om jou aangaan, en hoe meer kersie jy aansteek, sê jy vat hierdie hele gebou, en dit is donker en geen ligte is aan nie, jy gaan niks kan sien, jy gaan oor die stoele val, jy gaan nie weet waar om te gaan nie. So, dis hoekom ons die lig van die wêreld is, sodat ons die blindes kan wys wat die rigting is, wat Christus is. Ek wil verder kyk na die prakties daarvan, hoe ons dit deurvoer en hoe ons ander kan help. God het die blymoedige gewer lief. Ek gaan in dit as 'n gehele beeld kyk. 'n blymoedige gewer lief. Ek wil nie dit op een spesifieke tema sit nie. Ek wil dit oor 'n algehele beeld sit om jou tyd te gee. Dis om iets te gee. Om 10 minute met iemand te sit en te hoor wat hulle hart omkrap. Dis om te gee. Om vir iemand sê maar brood te gee, dis om te gee. So net om daar te wees vir iemand, net om 'n oor te wees om te luister, dan is jy 'n gewer. As jy R2 by KFC gee vir die Hope and Donation, het jy gegee. Hulle gaan daai R2 kan plus met 'n ander R2 en nog 'n R2 en dan kan hulle vir iemand, ek weet nie wat hulle als met hulle R2 doen nie, maar hulle kan dan iets doen met dit en iemand help. So dis daai bietjie. En dis hoekom ons as gelowiges saam moet werk en saam moet bou. Want hoe meer kersie jy by mekaar sit, hoe helderder raak die vertrek. Hoe meer sê R1 jy by mekaar sit, hoe meer rande word dit. Nie dat ons oor geld wil praat nie, maar net om na die praktiese daarvan te kyk. 1 Timoteus 5 vers 8 sê vir ons, maar as iemand nie vir sy eie mense sorg nie, en veral vir sy huisgenote, het hy die geloof verloon. So, dis 'n harde skrif, maar as ons kyk daarna, ons moet daar wees vir mekaar. Ons moet nie net daar wees, ons moet voluit wees vir mekaar as kinders van die Here, maar ons moet na dit kyk, hoe kan ek ander mense omswaai om na die ander kant toe te kom? Hoe kan ek ander mense omswaai om ook kinders van die Here te wees? Want jy kry altyd, hy so en dat en dit en doen so en hy loop so skeef en daai kant toe. Kry hom in die regte rigting. Dis wat die Here van ons verwag. As iemand vir jou sê, ek's 'n ateïs, wat daarvan? Werk met daai persoon. Ek het al mentors gehad wat ateïste is, maar ek het nog steeds daai persoon liefde gewys. Ek het nog steeds daai persoon hanteer soos 'n gewone mens, want almal is mense. Maar ek kan 'n voorbeeld vir daai persoon skyn. Ek kan 'n voorbeeld wees vir daai persoon. Ek kan die lig wees vir daai persoon. En dan kan dalk net iets, die saadjie kan net begin groei en dalk kan net iets aanskakel en hy kan wees soos, ek is verkeerd. Daar is 'n God. So wat vir my belangrik is om jou gawes te gebruik. As jy goed is met mense en jy kan mense laat lag, dan laat mense lag. Of as jy goed is om iemand te help met huistake of wat ook al, gebruik jou gawes om ander te dien. Dis 'n dienskap, dis daar om ander te help. Net soos vir daai handskoen. Die handskoen sy funksie is letterlik net om te dien. So ons het 'n funksie wat ons moet uitvoer. Ons kan dit nou verder en meer ingewikkeld probeer maak en sê jy is 'n tuinhandskoen en jy is 'n skoonmaakhandskoen. Elkeen het 'n funksie, elkeen het 'n rol, elkeen het spesifieke persoonlikheid, elkeen het 'n spesifieke manier hoe hy is. En ons kort dit.
Ons kort daai verskillende tipe mense. Romeine 12 vers 1. Ek vermaan julle dan om julle liggaam te stel as 'n lewende offer. Dit is julle redelike godsdienstigste diens. So ons kan kyk na hindernisse om te help en hoe om dit te oorkom. So wat ons gaan doen is, ons gaan kyk na ons hoe ons voel. En dit is baie keer hoe mens voel. So jy het 'n voorbeeld van, ek het nie genoeg tyd nie. Ek weet nie wat om te doen nie. Ek is selfmoeg en oorweldig. Maar wat ons nou kan kyk is, jy hoef nie alles te doen nie. Doen net iets, al is dit klein. Jy is nie alleen nie en jy het die Heilige Gees. En God gee mens ook altyd genade. 1 Petrus 4 vers 10 sê vir ons, elkeens volgens die genadegawe wat hy ontvang het, moet dit gebruik om mekaar te dien. Vir my is dit nog altyd, die kerk moet die meer wees. Mense het altyd 'n hoë verwagting van die kerk. Want wat vir my belangrik is, ja, ons moet 'n hoë verwagting van die kerk af hê. Maar ek voel daai verwagting wat ons instel, moet ons self nastreef. Ek is ook al by 'n kerk, ek het ook al net as 'n lidmaat aangesluit. En jy het verwagtinge. Jy het sekere maniere hoe jy dinge wil gedoen hê, jy wil sekere maniere hê. Maar dis werklik waar ook 'n refleksie wat ons moet doen na onsself toe. Waar kan ek dien? Waar kan ek 'n verskil maak? En dit hoef nie, die kerk is nie die sentrale bron van dit alles nie. Die kerk is dis 'n gebou waar ons na toe gaan elke Sondag om mekaar te dien. Maar ons moet kyk, ons het die Sondag, maar ons het nog 6 ander dae ook, wat ons iets kan doen. En ek voel werklik waar, en een pastoor het dit vir my baie mooi gesê is, die Here wil almal gebruik. Hy wil nie net die pastoor gebruik nie. Die pastoor is nie net hier om die woord te bring nie, dit is, die Here wil elkeen gebruik. Hy wil die onderwyser gebruik, hy wil die prokureur gebruik, hy wil die dokter gebruik. Daar waar jy is in jou lewe, daar waar jy inkopies koop en oor jou pad kom met iemand, die Here wil jou in daai oomblik gebruik. Jy het daai waarde vir die Here. En dit is vir my nog altyd mooi. Die pastoor is nie enigstens 'n vlak hoër as iemand anders nie. Vir my siening is die pastoor en die mense is hier. Ons almal het 'n funksie, ons almal het 'n werk, ons almal het 'n doel. En die Here het 'n plan met almal van ons. En dit is nie dat almal moet pastore word of almal moet dokters word nie. Elkeen het 'n funksie in 'n plek. Want die Here wil elke persoon bereik. En dis ons na dit moet kyk. Dis wat die kerk moet wees. Jakobus 1 vers 27. Reine en onberispelike godsdiens voor God die Vader is om, wees en wederwees, en hulle verdrukking by te staan. So ons moet die bedruktes bystaan, is wat Jakobus 1 vers 27 vir ons leer. En soos ek met die mense ook werk in die gemeente, mense het seer, mense het vra, mense het struikel. Ek kan dit werklik sien. Mense het mense nodig. Ons hoef werklik waar nie die ding op ons eie te doen nie. Ons hoef werklik waar nie op ons eie in 'n hoekie te gaan sit en ons hoef nie. Dis hoekom ons hier is. Dis hoekom ons hier sit. Dis hoekom ons op hierdie kanaal is. Dis hoekom ons hierdie kanaal vir julle aanbied ook. Is dat julle weekliks in die week ook voeding kan kry en dis rarig waar net om mekaar te help. Want dit is ons plig, dit is ons verwagting, dit is die verwagting wat die Here op ons toegerus het. En dit is vir my werklik waar 'n groot voorreg om te weet die Here is met ons en saam met ons.
vir my in die moeilikste tye wat ek al ooit was, wanneer ek heel ondergeslaan was met die meeste vrae, waar ek op plekke was waar dit hopeloos, nutteloos gevoel het, geen doel gevoel het vir die lewe nie. Al wat my deur dit gekry het is my huisgesin, maar eerstens die Here. Die Here was daar. Ek kon hom aanroep, ek kon hom toe gegaan het, ek kon hom gevra het vir genade, ek kon hom gevra het vir rigting. So op my laagste, op my kere waar ek regtig waar gevoel het, daar's nie hoop nie. Daar's nie 'n doel nie. Eerstens was die Here daar. En tweedens het ek my gesin gehad, die mense naaste aan my wat ek geweet het, dit maak die moeite werd. En ons het mekaar, ons het ons families, ons het mekaar as gemeente, ons wil werklik vir mekaar leer ken, as 'n familie groei. Ons wil familie wees as kinders, as broeders en susters van Christus. So ek gaan net afsluit, en ek kan net julle oë sluit. Here, ek vra dat U in elke liewe hart sal werk, in elke siel. Here, U ken ons harte, Here. En ek glo altyd in die rimpel effek. As jy 'n klipie in die water gooi, maak hy rimpels. En hy beweeg die water. Ons voel dalk ons taak is klein, en die bietjie wat ons doen, maak nie 'n verskil nie, maar hoe meer ons daai bietjie doen, soos daai kers, kan ons ander kersse aansteek, en so kan dit net aangaan soos 'n veldbrand. Ek vra dat U met elke hart sal werk en met elke siel sal wees. Dankie vir al die genade, Here. Dankie vir al die liefde. Ek vra dat U in ons harte sal werk vandag, en in ons harte sal wees. Here, U is so lief vir elkeen van ons. Here, ek vra dat U die verskil sal maak. Here, ek bring ook 'n gebed na vir elkeen in die gemeente wat siek is. Daar's 'n hele klompie. Here, ek vra dat U genesingswerk sal doen, Here. U genees nog, Here. U is 'n Here wat genees. Ek kan getuig daarvan. Ek kan onthou toe ek hoë bloeddruk gehad het, maar my hartklop is te laag, ek kon nie op bloeddrukpille sit nie, en al opsie wat ek gehad het was om te bid. En U het my aangeraak, Here. So Here, ek vra dat U elke hart sal aanraak, elke sieke sal aanraak, elke gebroke sal aanraak, Here, dat U werklik waar die verskil sal maak, Here, want U is al wat ons kort, Here, en U is al wat ons het. En Here, U wil hê ons moet daar wees vir mekaar, in hierdie gebroke, rigtinglose wêreld, wil U rigting hê, Here, wil U struktuur hê, wil U fondasie bou, Here. En Here, ek vra dat U in elke hart sal werk, in elke siel sal werk, Here. En Here, maak U die verskil, want dit is net U wat die verskil kan maak, Here. En ons gee oor aan U, Here, om die volmaakte werk te doen, want dit is net U wat dit kan doen. Dit is my gebed in Jesus naam. Amen.